Vandag gaan ons kyk na die verskillende bewerkings met telgetalle en natuurlike getalle. Die bewerkings wat ons in hierdie les gaan aanspreek is optelling en aftrekking. Die eerste bewerking is optelling. Die eerste metode wat dikwels gebruik word vir optelling is skatting of benadering. Hier probeer jy om so naby as moontlik aan die antwoord te kom sonder om die vereiste berekening met die getalle te doen. As ons byvoorbeeld kyk na 'n som soos 687 plus 623, gaan ons van benadering gebruik maak. As ons kyk na 687, sal ek hom opbenader want hy is groter as 650. So ek sal hom benader na die getal van 700 toe. Wanneer ek kyk na 623, sal ek hom afbenader na 600 toe, want hy is minder as 650. So as ek hom benader, sal ek die getalletjie gebruik, 600. As ek nou 700 en 600 bymekaar tel, kry ek 'n antwoord van 1300. As ons nou die toepaslike berekeninge gaan doen om 687 en 623 bymekaar te tel, kry ons 'n antwoord van 1310. Nou 1310 minus hierdie 1300 gee vir ons 'n verskil van 10. Daar is dus met hierdie benadering of skatting manier is daar 'n fout gemaak van 10 eenhede. Die volgende metode wat ons kan gebruik is kompensering. Kompensering beteken dat dit wat jy by een getal bytel, moet jy by die ander getal aftrek. Want onthou, dis baie belangrik, optelling en aftrekking is inverse berekeninge van mekaar. Ons kan nie by die een getal bytel en dit nie aftrek by die ander getal nie, want anders verander ons die oorspronklike som. Soos as ons kyk na 'n voorbeeld, as jy het 392 plus 4568. As ek kyk na 'n getalletjie soos 392, kan ek 'n getal soos 8 by hom bytel om hom vir my af te rond na 'n mooi ronde getal toe. Maar as ek nou by die 392 8 bygetel het, dan moet ek 8 gaan aftrek van die 4568 af. Met ander woorde, dit verander nie my oorspronklike som nie. So ek het nou 400 plus 4560. Wat net gebeur het, is my som is vir my bietjie eenvoudiger gemaak en ek kan my antwoord kry van 4960. As ek nou my oorspronklike berekeninge gaan doen, gaan ek sien dat ek by presies dieselfde som uitkom. Ons gaan nou na die gewone maniere van optelling kyk, wat nie met skatting of kompensering te doen het nie. Ons gaan ons ou gewone metodes toepas. As jy kyk na 'n voorbeeld van 7835 plus 2132, dan moet jy kan verstaan dat hierdie ook vir jou gee 7000 plus 800 plus 30 plus 5 plus en die 2000 is 'n 2000 plus my 100 plus my 30 plus my 2. So, hierdie getalle is nou opgebreek in my duisende, honderde, tiene en ene. As ek nou my duisende bymekaar gaan tel, gaan ek kry die 7000 plus die 2000 gee vir my 9000. As ek my honderde bymekaar gaan tel, dan gaan ek sien my 800 plus my 100 gee vir my 'n antwoord van 900. As ek my tiene bymekaar tel, sien ek die 30 plus die 30 gee vir my 'n antwoord van 60. En as ek my ene bymekaar tel, dan sien ek my 5 plus my 2 gee vir my 'n antwoord van 7.
My totale antwoord gaan dan dus wees 9967. Daar is 2 metodes om telgetalle en natuurlike getalle bymekaar te tel. Metode 1 is die volgende. Hier maak ons gebruik van vertikale optelling. So ons het 7835 plus 2132. As ek nou my 5 en my 2 bymekaar tel, van my 1 kry ek 7. As ek 30 en 30 bymekaar tel, van my 10 kry ek 60. As ek 800 en 100 bymekaar tel, van my 100 kry ek 900. Dan bly my 7000 plus 2000 nog, wat vir my 'n antwoord gee van 9000. Hierdie getalletjies tel ek nou almal weer mooi bymekaar en ek kry 'n antwoord van 9967. Nog 'n voorbeeld. 3467 plus 2479. My 7 plus 9 ene gee vir my 'n antwoord van 16. My 60 plus 70 tiene gee vir my 'n antwoord van 130. My 400 plus 400 honderde gee vir my 'n antwoord van 800 en my 3000 plus my 2000 gee vir my 'n antwoord van 5000. Wanneer ek hierdie getalletjies nou weer bymekaar gaan tel, kry ek 'n antwoord van 5946. Die tweede metode wat ons kan gebruik is die algoritme metode. By hierdie metode word my getal verdeel in sy kolomme van duisende, honderde, tiene en ene. Ek skryf al my getalletjies in hulle kolomme soos wat hulle vir my gegee word. Dan tel ek my ene bymekaar, ek kry 5 plus 2 is 7. Tiene bymekaar, 3 plus 3 gee vir my 'n antwoord van 6. Honderde bymekaar, 8 plus 1 gee vir my 'n antwoord van 9 en duisende bymekaar, 7 plus 2 gee ook vir my 'n antwoord van 9. By die tweede voorbeeld het ek steeds my kolommetjie duisende, honderde, tiene en ene. My getalle word ook ingedeel in hulle kolomme soos wat hulle vir my gegee is. Wanneer ons nou kyk na die algoritme metode om die getal 3467 en 2479 bymekaar te tel, gaan ek sê 7 plus 9 gee vir my 6, 10 en ek dra daai enetjie oor. 1 plus 6 is 7 plus nog 7 gee vir my 14. 1 plus 4 is 5 plus 4 gee vir my 9 en 3 plus 2 is 5. Dit gee dan ook vir my 'n antwoord van 5946. Die volgende is aftrekking. As ons kyk na 7834 minus 5613, behoort jy hier ook te sien dat jy werk met 7000 plus 800 plus 30 plus 4 en daarvan af moet jy aftrek jou 5000 plus jou 600 plus 10 plus 3. As ek nou my 7000 en kyk na my 5000 en ek trek 5000 van 7000 af, kry ek 'n antwoord van 2000. As ek nou 600 van 800 aftrek, kry ek 'n antwoord van 200. As ek 10 van 30 aftrek, kry ek 'n antwoord van 20
en as ek 3 van 4 aftrek, kry ek 'n antwoord van 1. My finale antwoord is dan 2221. Wanneer ons met aftrekking werk, gaan dieselfde 2 metodes wat ons by optelling gebruik het, hier ook van toepassing wees. Metode 1 is die vertikale aftrekking. So ons het 7834 minus 5613. As ek nou sê 4 minus 3, wat my ene is, kry ek 'n antwoord van 1. As ek sê 30 minus 10, wat my tiende is, kry ek 'n antwoord van 20. As ek sê 800 minus 600, wat my honderdste getalle is, kry ek 'n antwoord van 200. As ek 7000 minus 5000 uitwerk, kry ek 'n antwoord van 2000. Hierdie getalletjies tel ek nou weer bymekaar en ek kry ook 'n oplossing van 2221. As ek kyk na 7763 minus 5341, kan ek sê 3 minus 1 is 2. 60 minus 40 is 20. 700 minus 300 is 400. En 7000 minus 5000 gee vir my ook 'n antwoord van 2000. Wanneer ek hierdie getalle nou bymekaar tel, kry ek 2, 2, 4, 2 en my finale antwoord is 2422. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld met vertikale aftrekking. Wanneer ek hier gaan kyk na my 9 minus 9, gaan ek 'n antwoord kry van 0. Nou het ek te min tiene om van af te trek, so ek moet gaan leen by die honderde en ek leen 'n enetjie daar en ek draai hom oor. So daai word dan 160 minus 70. 160 minus 70 gee vir my 'n antwoord van 90. Nou het ek net 400de waar ek die 400 weer vanaf moet aftrek en ek kry 'n antwoord van 0. My duisende bly steeds 8000 minus 3000 en my antwoord is dan 5000. Wanneer ek hierdie nou weer bymekaar tel, kry ek 'n finale antwoord van 5090. Die tweede metode wat ons ook hier gebruik is ook ons algoritme metode. Weereens verdeel ons getalletjies in ons duisende, honderde, tiene en ene. Wanneer ek nou 7834 het en ek moet daarvan af aftrek 5613, dan skryf ek my getalle mooi onder mekaar in hulle duisende, honderde, tiene en ene kolomme. 4 minus 3 ene is 1, 3 minus 1 tiene is 2, 8 minus 6 honderde is 2, 7 minus 5 is 2. So my finale antwoord is 2221. Net so kan ek die tweede voorbeeld ook in die algoritme metode skryf deur hom op te breek in my duisende, honderde, tiene en ene kolomme. As ek het 7763 minus 5341, kan ek sê my 3 minus 1 gee vir my 'n antwoord van 2. 6 minus 4 is ook 'n antwoord van 2. 7 minus 3 is 'n antwoord van 4. 7 minus 5 is 'n antwoord van 2 en my finale antwoord is 2422. Wanneer ons kyk na ons derde voorbeeldjie, deel ons hom ook in ons duisende, honderde, tiene en ene kolomme.
Ek het nou 'n totaal van 8.569 en ek moet van dit aftrek 3.479. 9 minus 9 gee vir my 0. By 6 minus 7 kort ek 1, so ek gaan leen by die 101 en hy word nou net 'n 400 en ek draai daai 100 oor. 16 minus 7 gee vir my 'n antwoord van 9. 4 minus 4 is nou weer 0 en 8 minus 3 is 5. So dit is dan 'n finale antwoord van 5090. Hierdie sluit dan ons lesie vir optel en aftrek van natuurlike en telgetalle af. Geniet die huiswerk.